Baie welkom aan elkeen hierso vanmôre. Dit is so lekker om julle te kan sien. Net gou vinnig terugvoer. Laas Sondag het ek gepraat van my broer se seentjie wat siek is in hospitaal is. Hy is Woensdag het hy toe huis toe. En die Here sê sy telling het baie mooi gesak. So hy is huis toe en hy sterk aan by die huis, maar dit gaan baie goed. Hy hardloop al weer rond en hy speel en hy gaan te kere en hy eet weer dat die byle huil. So dit gaan goed met hom. Baie dankie vir elkeen se gebede. So asseblief ouens, ek weet gebed werk. Weer eens het dit ons gesien. So moenie huiwer as jy gebed nodig het, ouens. Kom en vra en praat. Ons is regtig spanbidders wat as ek reg vinnig so het op ek tel, soms deel met 15 bidders. Wat regtig instaan. Dis nie van hulle gaan nie vir jou sê hulle bid vir jou en dan veel jou naam uit. Glad nie ons. Ons bid regtig, ons bid intens en hard vir elkeen van julle. So as julle daar 'n probleem het, asseblief kom praat met my. As julle nie met my wil praat nie, is julle welkom met Johanna te gaan praat. As julle nie met daar wil praat, is julle welkom met Tannie Shamaine of Tannie Esther of Tannie Hy. Net te gaan praat. So hier's baie mense, Tannie Fransie. So hier's baie mense wat jy kan gaan praat. Praat net. So ek sê, jy hoef nie vir my te sê wat die probleem is, waar jy jou toon gestamp en waar jy jou toon seer nie. Ons hoef dit nie weet nie, die Here weet reeds. Jy sê jy soek net gebed en ons bid vir jou. Die Here weet presies wat in jou lewe aangaan. Hy ken jou, hy het jou by jou naam geroep. So ouens, kom ons regtig ons bid saam en dinge gebeur wanneer ons bid. Regtig. Nou, die Bybel praat van 5 reëse. Daar in Samuel en Dawid se tyd en ons ken van Goliat. Ons almal ken hom. Die tweede reës wat na Goliat opgekom het was Jespi-Benob. Die derde een is Saf. Die vierde een is Lagme en dan die vyfde een is die lelike een, soos wat hulle sê, hy het 6 vingers en 6 tone aan elke hand gehad en elke voet gehad. So dis die 5 reëse waarvan ek praat en ons gaan later 'n bietjie op stadium met die hele reeks van so 5 weke wat ons elke reës vat en dan sal ons 'n bietjie later in die loop van die jaar so 'n bietjie meer oor hulle gesels. Maar wat ek agtergekom het nou, ek weet nie of julle die 5 reëse ken, maar wat ek agtergekom het van hierdie 5 reëse is die moeilikste hier om te verslaan, is 'n Goliat. Hy is die moeilikste om te verslaan. Dis die ou grootte. Van Goliat beteken verlede. Om van jou waagvoet te stroop. Dis jou verlede. Ou Goliat is jou verlede. En ouens, ek weet nie van julle nie, maar jong, hierdie verlede wat ek saam sleep, val my so nou en dan aan. En hy trip my, en ek val my knie stikkend en blou. Want hierdie verlede bly my vasklip. Hierdie verlede. Nou ek wil vanmôre vir jou bietjie jou gerus stel. Ekskuus, kan jy die effeks afval asseblief? As hy dit weer. Nee. Nou dan, want ek is so snaaks. Okay, dankie. Maar ek wil jou volgende kom geruststel vir jou te sê is, moenie dat jou verlede en jou omstandighede jou diskwalifiseer vir die plan wat God vir jou het. Want ons is mense doen dit mos. Ons verlede, ons kan nie die plan uitvoer wat God vir ons het nie, want ons het 'n verlede. Ons kan nie die plan uitvoer wat God het nie, want ons sit in hierdie omstandighede vas. Ou duiwel het nou weer vir ons in ons omstandighede gesit en het die klip op ons pad gerol, en nou kyk ons hierdie klip en wonder hoe gaan ons oorkom. So nou kan ek nie doen wat God sê, want hierdie klip is in my pad. Hierdie berg is voor my, of jy miskien in hierdie gat geval. Spreuke 16 vers 3 sê, laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Kan ek dit weer lees? Hy sê, laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou plan uitgevoer word. Ouens, kom ons laat ons werk oor aan die Here. Psalm 139 vanaf vers 1 tot 10 sê die volgende, musiekleier vir Psalm van Dawid. Here, U deurgrond en U ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes. U deurvors my gaan en my lê, en U is met my
al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie. Of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan daar nie bly nie. Waar sou ek heen gaan van die gees, en waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel, daar is U. En maak ek 'n doodryk my bed, kyk, daar is U. Neem ek die veels van die dageraad, gaan ek by die uiterste van die see woon, ook daar sou U hand my lei, en die regterhand my vashou. Efesiërs 3 vers 20 tot 21 sê, en aan hom wat die mag het om te doen ver bo wat ons kan bid of dink. Volgens die krag wat in julle werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Jesus Christus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Aan hom wat die mag het om te doen ver bo alles wat ek en jy kan bid of dink. Wanneer ons in hierdie omstandighede sit, wanneer ons in hierdie verlede vaskyk, moet ons weet, dat maak nie saak, ons dink in hierdie, en natuurlik, ons gebruik ons soek ons nou baie planne om uit hierdie omstandighede uit te kom. Maar wanneer ons na die Here toe gaan, wanneer ons na hom toe gaan, hier kom die woord, hy sê aan hom wat die mag het om ver bo alles wat ons kan bid of dink te doen. So dink net bietjie hoe ver jy kan dink. Dink net hoe kan God dit oor jou laat gebeur, ver bo alles wat ons kan bid of dink. Johannes 7 vers 38 sê, hy wat aan my glo, soos die skrif sê, storms van lewende water sal uit julle binneste vloei. Ouens, hierdie is beloftes wat God gegee het. Lewende water sal uit jou binneste uitvloei. Maar daar is voorwaardes wat ons eers moet doen. Ons moet gaan by God gaan sit. Dit help nie ons sit hier in die stoel, of op die bank, of lê op die bed, en wag nou dat die water uit ons vloei nie. Die Here sê, kom na my toe, en ek sal jou rus gee. Kom na my toe, en ek sal jou rus gee. Ek weet nie of jy ook al ooit rondgeloop het, met 'n swaar gevoel, dat jy 'n teleurstelling is, en dat jy niks reg kan doen. Kom nou, ons staan, in ons lewens het ons al so gevoel, ek is 'n teleurstelling, niemand het my lief nie, ek kan niks reg doen nie, want as ek iets vat, breek dit. As ek iets vir iemand wil doen, dan loop dit skeef. As ek dink ek doen goed, dan gebeur dit anderster. Dit gebeur in ons lewens, ouens. En ons dink ons is hierdie groot mislukking. En ons almal ken foute en mislukkings. Ons almal het daar gemaak, en natuurlik is dit daar om iets uit te leer. Ek weet nie vir my, ek veral my mislukkings en goed het ek baie geleer. Dit het my verseker geleer om dit nie weer te doen nie. Want dit moet my leer om nie weer daai fout te maak nie. Maar kan ek vanmôre vir jou sê, jy het potensiaal. Jy het potensiaal, Jesaja 43 vers 18 sê, dink nie aan die vroeë dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kan ek vanoggend vir jou sê, weer eens, moenie dat omstandighede jy diskwalifiseer vir die plan wat God vir het nie. Want Efesiërs, hier kom Paulus en hy sê nou, Efesiërs 2 vers 10, hy sê, want ons is sy maaksels, geskape in Jesus Christus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons is sy maaksels. Ons is sy maaksels. Nou dit voel baie keer, of jy niks kan reg doen. Alles loop verkeerd, alles val uit mekaar uit, en dit gebeur oor. En ek wonder, of ek weet of daar God is, en ons wonder, hoekom het God nie die ding verander nie, hoekom het God nie vir my hierdie deurbrok gegee nie, hoekom is hierdie goed met my gebeur? Ons vra ons altyd daai vraag. Ek weet nie hoekom nie, maar die eerste mens wat ons die skuld gee, of eerste is God. Ons gee altyd God die eerste skuld. Is die Here, maar nie was hy daar nie.
As U nou daar was, het ek nou nie hierdie slaggat getrap nie. Here, as U my oë vroeg oopgemaak het, sou nie dit gebeur het nie. En natuurlik kan ons vanmôre 'n klomp mislukkings, as ek moet oproep, wie van julle wil kom deel van hulle mislukkings in die lewe, kan ons dalk 'n week hierso sit. Want ek kan julle dalk miskien 2 weke besig hou net met die mislukkings wat ek in my lewe gehad het. Maar ons moet mooi besef, daar's 'n verskil tussen ek het 2, 3 of 4 of 10 of 20 mislukkings, of ek is 'n mislukking. Ons moet onthou, mislukking is nie 'n persoon. Mislukking is 'n gebeurtenis. Dit wat gebeur het. Jy's nie die mislukking nie. Ek wil jy moet mooi verstaan vanmôre. Mislukking beteken dat dit 'n gebeurtenis is wat gebeur het. Mislukking is nie 'n persoon nie. Jy is nie 'n mislukking nie. Jy het miskien 'n paar mislukkings in jou lewe. Wie het nie? Want die duiwel loop rond so brande liewe, hy soek iemand om te slag, om te verwoes, om te kom by steel. Hy soek dit. Jesus het gesê, die duiwel kom om te slag, te steel en te verwoes. Die woordjie verwoes daar beteken sonder God. Sonder God te wees, dis verwoes. En dit is sy plan. En hy gaan jou verhouding teen jou gebruik. Hy gaan jou met jou familie, hy gaan jou vriende, hy gaan ander mense gebruik om jou verhouding met God te verwoes, om sonder God te wees. Want wat doen ons? Here, U was nie daar nie. Draai my rug op jou. Want ons hou van om onsself te vergelyk. Ja, maar kyk vir Michelle. Kyk hoe goed is die Here vir haar. Kyk wat die Here vir haar gedoen. Maar Here het dit vir my gedoen. Net hierdie ou klein dingetjie het die Here nie vir my gedoen. Maar kyk wat doen die Here met daai persoon en daai persoon. Kyk wat so mooi karre ry hulle. Kyk wat so mooi huise bly hulle. En waar moet ek bly in hierdie ou klein sithuisie of houthuisie of op straat? En dan draai ons op God. En dit is die duiwel se plan. Dis een van sy wapens. En dan kom ou Goliat ook nog tussenin. En hy sê, jy was jou hele lewe lank 'n mislukking. Want kyk wat het jou verlede gebeur. Kyk wat jy gemaak het. Kyk wat het nie gebeur. Kyk wat het nie gebeur. Hier kom jou vyand. Hier kom jou Goliat. En hy kom slaan jou en hy kom steel jou van jou waagmoed. Maar ons onthou nie wat die woord sê vir ons nie. En as ons nou 'n bietjie die woord gaan lees en foute is vir my 'n goeie ding. Ek sê vir mense as ek 'n fout gemaak het, kom na my toe en sê vir my net so, jy het daar 'n fout gemaak. Van dan weet ek ook daar die fout gemaak, so nou kan ek dit regmaak om dit nie weer te doen. Maar as jy nie na my toe kom of my sê dis 'n fout wat jy gemaak het daarmee en ons praat dit uit en ons sien vir ons wat 'n woord is 'n fout gewees, dan kan ek daarvoor vergifnis vra. En ek kan dit bely voor die Here. En ek kan dit regstel. Maar as niemand dit sê nie, kan ek dit nie regstel nie en gaan ek dit oor doen. So foute is daar om mense te leer. Foute is een van die beste leermeesters. Maar dit ding kom in as ons nie leer nie. En daai foute nie. Wanneer ons hierdie dinge beproef, wanneer ons al hierdie dinge beproef, en ons behou nie by die goeie nie. Beproef is nou nie om uit te gaan en alles te gaan traai wat daar buite is en vir jou wel vir geen iets geef. Dis nie waar die woord proef gaan, waarvoor hy staan naam. Wanneer ons sonde beproef die wêreld ons. Die wêreld beproef ons om hierdie goed vir ons te wys. Hierdie lekker dinge. Ek het ook my altyd gesê, as 'n sin 'n te in het, of iets is te, moet jy weet die sonde. Hoe te lekker is sonde. Van die wêreld maak alles ons te lekker. Kom on. Ja, ons kyk nie eens meer wat regtig gebeur in die regering en wat gebeur in ons land, want ons sien hierdie ander lekker goed raak.
En nou hoor ons iets niets en dan murmureer ons vir so 'n paar dae op dit en dan is dit weer vergeet. Dan het die wêreld vir ons iets niets lekker gegee om na te kyk. Of iets lekkers gegee om na te proe. Dan staan ons in hierdie gesig van die wêreld. En dan maak ons foute. Maar ons moet leer uit ons foute uit. Want sukses word dikwels deur mislukkings voorafgegaan. Jy kan met enige besigheidsman of vrou gaan praat. En hoor hom hoeveel keer het hy al gemisluk met die besigheid. En deur al sy mislukkings het hy hierdie besigheid opgebou deur die foute wat hy gemaak het reg te stel en reg te maak. Ouens, ons praat net van besigheid, praat van jou lewe. Vir mislukkings het jy in jou lewe gemaak, vir foute het jy in jou lewe gemaak. Jy is nog steeds kosbaar vir God. Maar as ons kyk bietjie deur die Bybel, van die mense in die Bybel, meer Noag was alkoholus geweest. Abraham was oud geweest. Isak was 'n dagdromer. Jakob was 'n leenaar. Eli was lelik geweest. Dit staan regtig so in die Bybel, Eli was lelik. Moses het gehakkel. Gideon was bang. Samson het lang hare gehad en met vrouens rondgejol. Hy was by elke tweede vrou geweest. Dawid het egbreek gepleeg. Dawid was 'n moordenaar. Jesaja het kaal gepreek. Gaan nie 'n mooi prentjie wees. Hy het kaal gepreek. En weet jy wat interessant is, as jy bietjie gaan kyk daarna, die mense het nie ag gegee op sy naaktheid nie. Maar ag gegee op sy woord wat hy sê. Ja, daar is mense wat ag gegee op sê, ek luister vir jou nie, want jy's. Maar daar's mense wat nie ag gegee het op sy naaktheid nie, maar wat ag gegee het op sy woord. Op wat gee ons ag? Gee ons ag op dit wat God kan doen? Ons weet dat ons wil hê God hierdie vir ons deurbraak gee, of hierdie doen. Kyk ons na sy hand en sê, Here, ek gee nou hierso. Gee nou. Of kyk ons na God. Sy woord. Waarna kyk ons? Waarna kyk ons? Mijn arme ou Jona het weghardloop. En toch vandag nog hardloop ons op weg. Ons hardloop op weg. Ons gaan kry die op 'n skip weg en laat ons afgooi en dan laat die vis ons vang nie. Maar ons hardloop nog steeds weg. Ons dink ons kan weghardloop van God. Ons dink dit. Men Johannes die Doper het insekte geëet. Hoe weird is dit, ouens? Ek sal verstaan as jy sê jy is 'n vegetariër, jy eet nie vleis nie, no problem. Waarom insekte te eet? Come on. Julle is welkom vanmiddag by met eet. Ons het springkar op die menu. Wie gaan kom eet? Dis weird. Petrus het Jesus verloon. 3 keer. Die disippels het aan die slaap geraak. Terwyl Jesus vra, kom bid saam met my. Het hy slaap geraak. En ook nie net 1 keer in die slaap geraak. Dan gaan Jesus, dan maak hulle wakker. En as Jesus weer wegloop om te gaan bid, wat gebeur? Dan raak hy weer in die slaap. Jesus wil altyd vorentoe beweeg. Maar as ons gaan sit, op ons loue rigte, of op ons 7de rigwervel, soos jou mense altyd gesê het, jy let op jou 7de rigwervel, gaan ons nie daar kom, waar God ons wil hê. Gaan ons nie op die plan kom, waar God ons wil hê, want dit is waar die verlede kom in, en dat dis waar jy kom diskwalifiseer, wanneer jy lê en luister na die verlede agter. Maar as ons opstaan en vorentoe gaan, want toe Jesus by hulle was hulle wakker, en hulle het gebid, en die oomblik toe Jesus wegbeweeg, vorentoe beweeg, om na die volgende vlak te beweeg, toe raak hulle in die slaap. En so wat ek sê vanmôre, niemand is gevrywaar nie. Maak nie saak wat jy in jou verlede gedoen het nie. Daar is mense wat ook daardeur is. En dit gaan so wonderlik wees, wanneer ons in die hemel kom, want ek het met Noag gepraat.
Ek wil vir hom vra, ek wil graag sien hoe lyk hy om hierdie groot skip te kon bou. Ek wil graag met Moses praat. En sê, hoe het jy gevoel die oomblik toe jy die water slaan en die water gaan oop? Hy moet vir my graag die video wys. Ek hoop hulle het video's weer. Regtig. Want ek wil graag 'n klomp video's sien. Wat amazing, ek kan dit 'n prentjie skep in my kop van hoe dit moet wees. 3,5 miljoen mense staan voor die dooie see en hier gaan hy oop. En hulle stap deur. Droog grond. 3,5 miljoen mense. Hulle moes ten minste 5,000 mense langs mekaar gestaan het om oor te gaan. So dit moes 'n groot spasie gewees het wat moes oop gaan vir hulle om deur te gaan. En dit het nie 2 of 3 dae gevat of 'n week nie, dit was 'n dag gewees. Toe se almal oor en die see toe gegaan het, toe die Egiptenare in die middel van die see was. So hulle moes geloop het, omdat loop is, om 3,5 miljoen mense te laat beweeg. Ek wil graag daai prentjie sien. Ek wil graag, Dawid het ook al gedans voor die ark. Ek wil graag sien hoe Elia opgevaar het. Daar's baie goed wat mense wil sien. God wil jou gebruik vir sy koninkryk, maar hy kan nie as jy nie die keuse maak nie. Hierdie mense, Noag, Moses, almal het die keuse gemaak en gesê, ja Here. Die woord sê, baie is geroep, maar min is uitgekies. Almal is eintlik geroep. Elkeen van ons hier is geroep. Maar min is uitgekies. Hoekom? Want min sê ja. Ons draai terug op die Here. God het jou geroep. Maar jy gaan eers uitverkies word wanneer jy sê, ja Here, hier is ek. Gebruik my. Gebruik my. Of wil jy net geroep bly? Of wil jy uitverkies word? Die keuse lê by jou. Wanneer God na jou kyk, sien hy nie jou teleurstellings nie. Hy sien nie jou verlede raak nie. Want Jesus het vir ons op die kruis die verlede ontwerp was. Jy, 'n kind van die Here, 'n kind van God, het nie 'n verlede nie. 'n kind van die Here het nie verlede nie. Jesus se bloed het jou geskoon was. So jy het nie verlede nie. So hoekom wil ons hierdie dooie ding saam met ons sleep? Weet wat hy gaan begin front? En jy gaan dit nie weet nie. En dan gaan jy wonder, hoekom is vir ander mense teenoor jou soos dit is? Want jy begin jou ryk. Want die mense raak gewoond aan die reuk. Weet nie of jy agtergekom het nie as jy nou bietjie spuit goed spuit. Oggend as jy opstaan, jy spuit, ryk fantasties lekker. Hier by 1 dan ryk jy nou nie meer die spuit goed nie. Maar stap by iemand in, by 'n vreemde plek in, dan ryk hulle jou nog. Dan ryk hulle jou, die spuit goed ryk lekker of. En dan ryk jy dit nie meer, dan voel jy hoekom. So ons raak gewoond aan hierdie verlede, hierdie vrottigheid wat ons saam sleep, en ons kom nie agter dat dit vrot is nie. Gooi weg ons. Want dit vir jou kom diskwalifiseer vir dit wat God vir jou beplan het. Nou loop ons met dit rond. Jesus sien nie jou mislukkings raak nie. Hy sien die potensiaal wat in jou geplaas het. Sien hy raak. En hy gee ons altyd 'n kans. 'n tweede, 'n derde, 'n 10de keer, 'n 20ste keer. Die Here het my al so baie kans gegee. So baie kans. Want sy liefde het nie 'n maar aan nie. Want in sy hand is jy die eerste stuk. Kyk, in sy hand kan daar so baie wonders gebeur. In sy hand
kan ons ook dooies opwek. In sy hand kan ons ook genees. In sy hand kan ons ook die water slaan dat dit oopgaan. In sy hand. Maar ons het die keuse, jy die keuse. Ga jy dit vat? En ga jy dit doen? Ga jy toelaat dat jou verlede jou saamtrek, jou teleurstellings, jou verlede diskwalifiseer jou nie. God nooi elkeen uit om sy teleurstelling en seer kry, waar hy misluk is, na hom toe te vat. Ons het nodig om na hom toe te gaan, sodat hy jou kan genees. Want ons almal wil hê graag herlewing moet in Suid-Afrika plaasvind. Maar herlewing kan nie in Suid-Afrika plaasvind as dit nie hier begin nie. As dit nie hier begin nie. As dit nie hier begin nie. As dit nie by jou begin nie. Dit het nodig om by jou te begin, sodat herlewing kan plaasvind in die land. So vir almal gaan dit so lekker wees, as herlewing kan plaasvind, as almal tot hierdie besef kom. God wil iets niets maak. Hy sê in Jesaja 43 vers 19, kyk, ek gaan iets niets maak en nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn en 'n rivier in die wildernis. Kan ek vanmôre vir jou sê, God wil iets niets in jou lewe maak. Maar dit kan nie gebeur as jy nie na hom toe kom nie. Iets niets is nie altyd lekker nie. Iets niets is nie altyd mooi nie. En partykeer moet daar iets gebeur wat vir jou lyk of dit sleg is, sodat die goed wat God beplan het kan uitkom en kan vorentoe gaan. God het gesê hy gaan iets niets maak, ons dak het weggemaai. Maar daar kan nie iets niets kom as die ou goed nog daar is nie. En dit werk in ons lewens ook so. Daar kan nie iets niets in jou lewe kom as die ou goed, hierdie verlede, nog steeds saam jou is nie. Dit moet weggewaai word. Ja, dit is baie keer seer om die verlede af te gooi, om bietjie te vergeet van dit wat gebeur het. Daar is maar seer. Maar as jy daaraan vasklim, kan God dit nie kom genees nie. God kan nie dit kom herstel nie. Moenie dat dit jou lewe om diskwalifiseer. En ja, as ons nou terugkyk in ons verlede, dan sien ons die foute raak. Ons sien dit. En dit is daar slegte voorbeelde en slegte keuses ons gemaak het. En dan ja, en die mens voel skaam om na God te gaan en sê, Here, want jy weet wat jy gedoen het. Maar jy kyk in hierdie vas. En ons baie keer gaan ons oop en ons sien hierdie vrot verlede wat ons saamsleep. En nou kan ons nie met hierdie vrotheid na God gaan nie. Want hoe gaan dit nou wees? Hierdie almagtige God, hierdie groot God, waarvan almal so praat, wat alles vir hemel en aarde geskaap het. Hoe kan hierdie ou met hierdie vrot verlede nou na hom toe gaan? So nou bly ek my eerder by die verlede, as wat ek na God toe gaan. En God sal jou gedagte vernuwe. Hy sal jou gedagte, jou gemoed vernuwe. Ons moet besef, God se genade is groot. En hy wil dit oor jou uitstraal. Elke dag is sy genade splinter nie. Die woord sê vir ons laat Klaaglied 3, sy barmhartigheid en sy genade is elke môre nuut. Hy het nuwe genade vir jou. Hy het nuwe genade. Hy gee vir jou nuwe krag elke dag. En ons ken die verhaal so mooi van die verlore seun. Wat gaan het met sy erfdeel gevat het by sy pa. En hy is die boendoes in. En hy verloor alles. En hy moet pele saam met die varke eet. En hy maak hierdie drastiese besluit, hierdie verandering
van kom ek gaan terug na my pa. Ek sal vir hom werk soos 'n slaaf. Hy hoef nie my pa te wees meer nie, maar ek sal vir hom werk soos 'n slaaf. Want die ding is, hy het sy pa geken. Hy het sy pa geken, hy het geweet, as hy nou by die huis kom en hy vertel hom het alles verloor, gaan sy pa vir hom eers 'n plek kwaad wees. En dalk miskien 'n groot pak slaag gee. Want hy het alles wat sy pa so hard voor gewerk het, het hy gaan weggooi. En hier verbaas sy pa. Toe sy pa aangehardloop kom om hom te omhels. En om die beste klere aan te trek, die vetste kalfvat en slag, die mooiste juwele van hom aansit, want die seun het huis toe gekom. God gaan nie jou oor die vingerstuk en jou pak slaag gee as jy na hom toe kom nie. Dit sal kom, maar God gaan jou vergewe. En onthou, God vergewe vir my en vir jou, soos wat ek mense vergewe. As ek jou nie kan vergewe vir dit wat jy my gedoen het nie, gaan God nie my vergewe vir dit wat ek aan hom gedoen het. Ons moet mekaar vergewe. Dis belangrik. En daar's altyd familietwis. Daar's altyd 'n familietwis. Jy gaan praat met enige gesin. Daar's altyd familietwis. En dit is die wat ons nie wil vergewe nie. Ek sal my vriend vergewe, maar joh, ek gaan nie my broer vergewe nie. Want vir jare, vandat ek so oud was, wat ek onthou, het my broer dit en dit. So, die haat wat ek opgebou het teen hom, en ons weet ons mag nie haat nie, ouens, maar ons is mens. Maar die haat wat ek opgebou het teen hom, het net te erg geraak. So ek kan hom nie vergewe vir dit wat hy gedoen het. Maar nou kom ek by die God, Here, asseblief vergewe my, vir my sonde. En nou baie mense wat sê, joh, ek het hom vergewe, maar hy gaan nie my huis kom nie. Ken julle? Ek vergewe jou, maar jy gaan nie my huis kom nie. Dink jy ons gaan eendag na die hemel kom? Jesus sê vir ons, ja, ek het jou vergewe, maar jy kom nie in die hemel nie. Wanneer Jesus sê hy het jou vergewe, maak hy die deur van die hemel vir jou oop en hy sê, welkom my kind. Welkom terug by die huis. Vergifnis moet nie net hier plaasvind nie, maar hier. Vergifnis beteken om die verhouding te herstel. Dis nodig, want deur onvergifnis is dit deel van die verlede wat kom om ons te diskwalifiseer wat God vir jou beplan het. Ons kom ons hou om verskonings uit te dink. Die verskonings, en dit is nou al niet, ek hou nie van hierdie verskoning nie, van ek kan nie. Ken julle dit? Ek kan nie dit doen nie. Ek wil graag daai ou ontmoet, wat daai woord is geskryf in die woord was. Want ek het 'n groot debat met hom gevoer oor hierdie woord van ek kan nie. Want wanneer ek die woord van die Here lees ek nie wat hulle sê jy kan nie dit doen nie. Dan verstaan ek die woord verkeerd. Dan verstaan ek Filippense 4:13 heeltemal verkeerd, wat sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Wat sê jy is tot alles in staat? Daar staan nie, jy kan net sekere goed doen nie. Jy is tot alles in staat deur Christus wat jy die krag gee, beteken jy kan dit doen. Jy het 'n keuse, of jy wil nie. Dis nie van ek kan nie. Dis van ek wil of ek wil nie. Ek kan nie my verlede agtergooi nie. Nee, nie vir jou nie. Jy wil nie. Daar is 'n tyd vir rou, ouens. Daar's 'n tyd om aan hierdie verlede vas te hou en te rou oor dit wat gebeur het. Yes. Maar moenie rou oor hom tot hy vrot is nie. Gooi hom weg. Want God het vir jou iets groters beplan. God het vir jou iets groters instoor. Die wêreld is vrot.
En die hartseer van alles, dit gaan nie beter raak nie. Ekskuus. Dis die waarheid. As ek volgens God se woord gaan, volgens die profesie wat gaan plaasvind, gaan dit nie beter raak nie. Nie die wêreld, ons gaan beter raak absoluut. Van daar is soveel beloftes wat moet gebeur, wat God sê, hierdie hoopvolle toekoms, wat God sê daar in Jeremia 29 vers 11, hierdie hoopvolle toekoms wat ons nog moet gaan kry, dit kom nog. Hierdie hoopvolle, so, daar is verseker verbetering vir my, en vir jou, maar nie vir die wêreld. Nie vir die wêreld nie. En wanneer ons aan hierdie wêreld vasklou, dan maak ons die wêreld ons skat hier op aarde, en Jesus sê my skat hier op aarde by mekaar maak nie. Want dit gaan vergaan. Hierdie bome, wat die Here geskaap het, dit gaan vergaan. Die grasies, die blommetjies, dit gaan vergaan. Wanneer Jesus verkom, wanneer die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem gemaak word, is hierdie aarde, die planeet waar ons nou is, wat ons die aarde noem, die wêreld, is weg. Alles wat op hom is weg. Ons hierdie gebou, is weg. Dit vergaan. En die vraag is, wil jy saam met die gebou vergaan? Of wil jy vir ewig by God? Dis 'n keuse. Maar die keuse begin hier in ons denke. Romeine 12 vers 2 sê, word in hierdie wêreld gelyk nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Daar is geen verskoning wat ons kan hê. Dit is wil of jy wil nie. En dit begin met 'n omskuif. En Jesus sê vir ons 'n mooi belofte, daar in Deuteronomium 28 vers 13, hy sê, en die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie, en hy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie. As jy luister na die gebooie van die Here jou God. Dat is 'n voorwaarde. Ons wil die kop wees, ons wil boontoe gaan, maar ons kan as ons nie luister na die gebooie van God nie. Moenie dat jou verlede en jou omstandighede wat jy miskien eindiglik kan sit, jou diskwalifiseer vir dit wat God vir jou het. Dit wat God vir jou het, is groter en beter en baie meer as wat ek en jy kan bid of dink. As jy 'n bietjie verder gaan lees in Psalm 139, sal jy sien, Dawid sê dat God se gedagtes aangaande hom soveel soos die sandkorrels van die aarde is. Ek dink net bietjie, God sê, sy hy gaan, wat sal, ver bo wat ons kan bid of dink. Dink net hoeveel sandkorrels is, en net in Groblersdal, net op die golfbaan hoeveel sandkorrels staan. Ons sal hulle nooit kan tel. Maar dit is die gedagtes wat God aangaande jou het. Dis so ver God van jou dink. Dis die planne wat hy vir jou het. En ja, God het jou geroep vir 'n spesifieke doel, jy het 'n roeping. Ek kan ek vanmôre vir sê, as jou roeping jou nie bang maak, kom dit nie van God nie. As jou roeping jou nie bang maak nie, kom dit nie van God nie. Want God se roeping vir jou lewe is ver bo en beter as wat ek nie kan dink. Kom ons gaan sit by God se voete. Kom ons hoor wat hy vir ons sê. Kom ons kyk nie vas in die wêreld se dinge nie. Moenie laat jou Goliat kom en jou verlede voor jou gooi. Want jy het een klippie nodig om hom te verslaan. Een klippie. En 'n slippervel. Hierdie is die slippervel
Hierdie is die slimme vrou. En die oomblik as jy oopmaak, dan kry jy klippies. Klippies om te verslaan. Om jou Goliat te verslaan in jou lewe. Om jou reëse wat in jou pad staan te verslaan. Dawid moes kies om 'n rivier toe te spring en te stap en die klippe te gaan optel. As hy voel gegee. Hy moes na die vegveld toe loop, tussendeur die mense wat hom gespot het, wat hom verkleineer het, tot sy eie koning en sy eie broer as die duiwel op hom gewees. Hoe kan jy? Hier is hierdie duisende manne en hulle is bang vir Goliat. Hoe kan jy nou? Jy is 14 jaar oud. Jy is so 'n kort mannetjie. Hoe kan jy nou dit gaan doen? Niks is onmoontlik vir God nie. Nou as God jou geroep het en jy het ja gesê, wie kan jou keer? Wie kan jou keer? Ek kan probeer, maar ek kan nie keer. Kom ons laat nie toe dat ons verlede ons terughou vir dit wat God beplan. Kom ons fokus nie op hierdie 2+2 wat 4 is nie. Ons fokus op God. Sê Here, gee my die pad. Want hy gaan ons baie gelyk maak. Ons baie maak hy gelyk. En hy rig ons voetstappe. God rig ons voetstappe. Kom ons laat ons werk oor aan die Here. En dan sal die planne uitgevoer word. Kom ons hoor eerstens, voor ons begin met planne te doen, ons kan baie planne maak. As ek regtig gesê vanmôre gehad het, ons het dus nou daar op die see gesit, met ons voete in die straat, daar lekker in die sand, en ons het daar lekker kerk gehad. Hoe lekker sou dit gewees het. Of miskien daar in die bosveld, lekker groot vuur gemaak, en ons is almal daar in die bosveld. Rondom die vuur, ons hou lekker kerk volg. As het my sê was. Maar wat is die plan wat God het? Dit is so belangrik dat ek na God moet gaan sê, Here, wat is die plan vir nou? Wat is die plan vir my lewe? Wat is die plan vir vandag? Wat is die plan? Wat is die plan? Ons het nodig. En die woord sê, ons moet die werk aan God oorlaat. Ons moet nie nog uitvind, ons moet nie die plan vat en nog rondskar om dit te laat gebeur nie. Die woord sê, laat aan die Here oor. En dan sal die plan uitgevoer word. Ons moet net bereid wees om te gaan as God sê gaan. Ons moet bereid wees as God sê vat, om te vat, of om te spring, of om te praat. Toe Moses vir God sê, ja, ek kan nie praat nie. Maar die Here het gesê, so nou maar. Sê, jy moet geen vir jou te praat. So moet jy dan kom jy iets kan doen. God kan jy nie gebruik nie. God wil jou gebruik vir sy koninkryk. Kom ons lê maar. Vader, dankie dat ons vanmôre by mekaar kan wees. Here, ons eer en ons loof en ons prys. Here, daar is soveel beloftes in die woord, Here. Ons volg net so aan 'n paar geraak, Vader. Here, eerstens wat U vir ons sê, dan wil ons vir U sê dankie. Dankie, Vader, vir elke belofte. Here, dankie dat U nooit op U woord teruggaan nie, maar dat U woord bly staan. Here, U woord is skerper as 'n tweesnydende swaard, Vader. Here, maar dit bring skerring tussen murg en been.
Vader, ek dank U vanmôre, Here, vir die woord wat ons kan gebruik, Here. Here, as ons vingervel, Here, en as ons klippies, om die reëse in ons lewe te verslaan. Want Here, U sê vir ons in die woord, U rig ons voetstappe. Here, U sê vir ons in die woord, Here, dat U ons baie gelyk maak. U sê vir ons in die woord, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Here, nou sal dit uitsprei. Want U maak 'n pad in die woestyn en 'n rivier in die wildernis. Here, in ons eer en ons loof en ons prys U vanmôre, Vader. Ja, partykeer, Here, het ons vra oor hoekom dinge gebeur, waarom dinge gebeur, Vader, maar help ons, Here, om ons fokus op U te rig. Laat ons nie die dinge sien wat die wêreld vir ons gee nie, wat die wêreld vir ons wys nie, Vader, maar Here, dat ons gefokus op U. Vader, ek bid, Here, dat U ons op met blindheid sal slaan, Vader. Here, soos wat U vir Paulus geslaan het, Here, om sodat U kan raak sien. Here, dat ons nie in hierdie wêreld kan vaskyk nie, Vader, maar Here, dat ons kan U raak sien in alles, in oral waar ons gaan, dat ons U sal sien. Here, dat ons nie onsself sal sien nie, dat ons nie die mens sal sien, maar Vader, Here, dat ons U sal sien. En dankie, Heilige Gees, dat U daar is, om ons te herinner aan alles wat Jesus gedoen het. Om ons te help, om ons te lei, om ons te troos, om ons te dra, om ons te verhoog, om ons te genees, om ons te herstel. Ja, ons eer en ons loof en ons prys. Here, wat het ons lief. Here, ons kom verklaar vanmôre, Here. Here, as een liggaam. Here, as een gemeente, Vader. Here, dat ons lief het. Here, en ek bid, Vader, Here, dat U ons sal vergewe van waar ons die mark gemis het. Van waar ons dalk miskien nie U stem gehoor het nie. Here, vergewe ons. Vader, help ons, Here, om vorentoe te gaan. Here, lei ons weer tot by die plan, Here, dat ons weer kan inskakel by die rigtinge, by die plan, by U koninkryk. Here, om daar te lewe, en daar volgens te lewe, en daar volgens ander mense te help, en daar volgens te lewe, soos U wil. Here, soos U wil, soos U vir ons sê, in die woord. Here, beskerm elkeen met 'n muur van vuur. Here, want ons weet die duiwel ook rond sit binne 'n leeu, Here. En hy soek iemand om te verslind. Vader, ek bid, Here, dat die engele sal kom, dat die engele aangaan ons sal kennis gee, Vader, Here, om elkeen te beskerm, 'n muur van vuur. Hulle sal toevou, Here, in U hand. Here, en daarby sê vir ons in die woord, Here, roep my aan en ek sal jou red. Roep my aan en ek sal jou antwoord. Vader, ek bid, Here, die mense wat U aanroep vanmôre, Vader, Here, dat U vir hulle sal teëkom. Here, dat U hulle sal antwoord. Here, dat U hulle sal red. Want Here, soos die woord sê. Here, dankie dat U ons boontoe vat. Here, dankie dat U ons die sterk maak. En wat dit opmaak in die sterk, Vader. Vader, help ons, Here, om U gebooie te bewaar. Here, wat U ons beveel het in U woord. Here, dat ons gehoorsaam sal wees. Here, dat ons nie na nitty-gritty goed sal vaskyk nie, Vader, maar dat ons na die belangrike goed sal raak sien, Vader. Here, wat gaan bepaal, Here, of ons hemel toe gaan wel. Here, dat ons op die essensiële dele sal fokus, Here. Here, maar ons nie op die sensasionele dele sal fokus van die woord nie, Here. Here, help ons, Vader, Here. Maak ons oop. Here, openbaar U woord aan ons. Here, want ons weet in elke gedeelte van julle woord is deur U ingegee tot ons lewe, tot weerlegging. Here, dat ons die merk wat ons mis, die goed in ons lewens sal weglê, Here. So ons die volle potensiaal wat U in ons geplaas het, Here, sal ontdek, ontwikkel en vrystel. Here, ons eer U daarvoor. In Jesus naam alleen. Amen. Amen.